Geliefdes in die Here, ons teksgedeelte Filippense 4 vers 7. Wat beteken die vrede van God? Filippense 4 vers 7. Maar voordat ons lees, kom ons sluit die oë ook in gebed. Ons Heer, ons Koning, Jesus Christus. Dankie vir die wonderlike geleentheid om so saam te lees uit die woord en ook so die woord te oordink. En dankie Here dat U ons ook so lei deur die inwerking van die Heilige Gees. In besonder van môre waar ons wil gesels oor U vrede. Laat ons dit kan verstaan. Here, seën ons daarin. Seën ons in die lees van die woord. Lei ons ook so verder in Jesus Christus se naam. Amen. Geliefdes, Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne of gedagtes bewaar in Christus Jesus. Kort gedeelte, kort vers, maar ek het spesifiek hierdie vers gebruik dat ons kan kyk na die tema, wat beteken die vrede van God? Wat beteken die vrede van God? Geliefdes in die Here, ons hoor baie die vrede van God. Ons lees dit baie in skrif ook, keer om keer in skrif hoor ons van die vrede van God, baie tekste wat dit bevestig, Filippense 4 vers 7, 1 Tessalonisense 5 vers 23, waarmee ek later wil die seën afsluit, 1 Korintiërs 1 vers 3, en nog baie plekke. Veral in die Nuwe Testament hoor ons baie van die vrede van God. Maar wat beteken dit? Wat beteken die vrede van God? Wat beteken dit op die einde van die dag ook vir ons? Want as ons kyk na ons lewens in die wêreld, is dit alles behalwe vrede. Kom ons wees eerlik met mekaar. As ons kyk na ons lewens, ons kyk na die wêreld hier buite, dis alles behalwe vrede. Ons beleef voortdurende stryd, ons beleef vervolging, ons beleef moeilike omstandighede, ons beleef uitdagings, ons beleef probleme. So waar is die vrede van God? Waarvan praat die skrif? Is die vrede van God vals? Is dit 'n klug? Of is daar vrede van God, maar is ons miskien nie kinders van God nie? Dat ons nie daai vrede beleef nie? Dat ons nie daai vrede mag ontvang nie? Wat gaan aan? Wat is die situasie? Nou om hierdie vrae te beantwoord, moet ons die vrede van God reg verstaan. Nou geliefdes, kom ons kyk eers, wat is die vrede nie? Die vrede van God is nie 'n uiterlike vrede nie. Dis nie 'n uiterlike vrede nie. Dis nie 'n fisiese vrede nie. Dis nie 'n wêreldse vrede nie. Die vrede van God is nie soos die vrede wat ons in die normale sin verstaan en gebruik nie. Met ander woorde, daar gaan nie oorlog wees nie, daar gaan nie vyandskap wees nie, daar gaan nie bekleierery wees nie, daar's nie twis nie, daar's nie stryery en argumente en die goeters nie. Die vrede van God beteken nie dit nie. Dis ons normale verstaan van vrede, natuurlik. Nou ja, ek wil dit ook vinnig eers sê, ja. Kinders van die Here streef wel vir uiterlike vrede met ander mense. Dis deel van die vrug van die Heilige Gees, Galasiërs 5. So ja, kinders van die Here streef vir hierdie tipe uiterlike fisiese vrede met ander natuurlik. Ons streef deur die inwerking van die Heilige Gees. 'n Uiterlike vrede met ander is deel van die vrugte van die Heilige Gees. Ja, dit groei innerlik en ons wil dit uiterlik uitleef teenoor ander. Natuurlik. Ons weet dit. Vrug van die Gees. En ja, tweede punt, ja. Met die tweede koms van die Here Jesus Christus gaan daar 'n fisiese vrede ryk tot stand kom. Na Christus se koms. So dit kom. Dit kom. Dit is op pad. Maar intussen tot met die koms van Christus
Intussen is ons in hierdie tussentyd stryd waaroor ons al baie gepraat het. Tussen Christus se eerste en Christus se tweede koms, hierdie tussentyd stryd waarin ons tans is. Intussen is ons in hierdie stikkende wêreld. Ons is hier. Ons het te doen met wêreldse mense, ons het te doen met die eie ek mense, gedryf deur die sondige natuur en deur bose. Ons het dit, dis hierso ongelukkig, dis deel van hierdie bedeling. En hierdie mense, wêreldse mense, gedryf deur bose, gedryf deur eie ek, hierdie mense soek nie vrede nie. Hulle sal miskien met die mond sê dit, maar hulle soek dit nie. Hulle soek nie vrede nie. Die wêreld, die bose, die sondige natuur soek nie vrede nie. Mense gelei deur hierdie dinge soek nie vrede met ander mense nie. Hulle soek oorlog, hulle soek stryd, hulle soek bekleierery, hulle soek argumente, hulle soek hierdie dinge. En jy gaan kort sien, hulle is altyd betrokke met hierdie dinge. So, dis waar vandaan hierdie situasie kom, waar ons vrede verdwyn. En geliefdes, veral teenoor kinders van God, hierdie mense is veral gerig teenoor die kinders van God. Daarom dat die skrif vir ons voortdurend sê, ons as kinders van die Here gaan vervolg word, ons gaan beledig word, ons gaan lyding verduur. Dis nie maanskyn en rose hier nie. Die wêreld haat vir Christus, hulle gaan julle haat. Die mense haat vir Christus, hulle gaan julle haat. Die bose haat vir Christus, hulle gaan julle haat. Daarom dat die skrif het sê, ons gaan lyding verduur, ons gaan slegte omstandighede beleef. Johannes 15, baie tekste wat dit bevestig, nee. So nie 'n fisiese vrede vir die kinders van God in hierdie lewe nie. Soos Jesus Christus getuig in Matteus 10 vers 24, ek het jare terug hieroor gepreek ook, maar daar sê Christus dat hy het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Nou ek wil dit net weer bevestig, Christus is die vredevors. En die Heilige Gees gee vir ons vrede. Die Heilige Gees skenk die begeerte van vrede. Maar Jesus Christus sê hierdie woorde, hoekom? Omdat die wêreld ons gaan haat en die wêreld ons gaan vervolg. Ons soek vrede. Die wêreld soek nie vrede nie. Ons soek vrede in Christus, maar die wêreld gaan ons haat en vervolg. So die swaard is gerig teen ons as kinders van die Here. Dis nie ons wat die wêreld met die swaard aanval nie. Dis die wêreld wat ons gaan aanval met die swaard. En ons weet, so skrif getuig, gaan dinge al hoe slegter raak en vervolging gaan al hoe meer raak. Die swaard gaan erger raak. Ons beleef het nou al, dit gaan erger raak. So hierdie woorde is gesê ook in die konteks van vervolging, as jy mooi gaan Matteus 10 mooi gaan bestudeer. So geliefdes, met dit alles, die vrede van God verwys nie na 'n uiterlike, fisiese, wêreldse tipe vrede nie. So daarom beleef ons al hierdie dinge, ten spyte daarvan dat ons kinders van God is. En ek wil eintlik sê, hoe meer ons kinders van God is, hoe meer gaan ons dit beleef. Nee? Ons het al gepraat daaroor in die verlede al baie. So die vrede van God is nie 'n uiterlike, fisiese, wêreldse vrede nie. Maar wat is die vrede van God dan? Geliefdes, die vrede van God is 'n innerlike vrede. Dis binnekant. Dis in ons. Die vrede van God verwys na 'n innerlike vrede. 'n Innerlike vrede binne in ons ten spyte van vervolging, belediging, teenspoed, omstandighede, probleme en wat ook al. Hierdie dinge is uiterlik, dis aan die gang. Maar ten spyte van al hierdie dinge wat aan die gang is, het ons binne in ons 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan. Wat nie aldag eers verstaanbaar is nie. Maar ons het 'n innerlike vrede. 'n vrede. 'n innerlike vrede ten spyte van die wêreld, die sondige natuur, die mens, boosheid. 'n innerlike vrede ten spyte van slegte omstandighede, probleme, uitdagings, vervolging. 'n innerlike vrede van God ten spyte van die storms van die lewe daar buite. 'n innerlike vrede omdat God ons God is. Omdat ons sy kinders is.
Omdat Jesus Christus vrede bewerkstellig het tussen ons en God. Vrede in Christus. Vrede deur die inwerking van die Heilige Gees, wat in ons lewens inkom, en die storms binnekant stil maak, ten spyte van die storms wat buite woed. 'n innerlike vrede. Dis die vrede van God. 'n innerlike vrede in God se beloftes, dat hy is met ons, Matteus 28, dat as beproewinge kom, sal hy die uitkoms vir ons gee, 1 Korintiërs 10 vers 13, dat alles op die einde van die dag ten goeie sal meewerk, Romeine 8 vers 28, en hoeveel ander beloftes wat ons het in die Here, wat 'n innerlike vrede vir ons gee, ten spyte van omstandighede. 'n innerlike vrede, dat ons nie bekommerd hoef te wees nie, dat ons nie vrees moet hê nie, dat ons nie moet twyfel nie val vir stres nie, vir al hierdie dinge nie. 'n innerlike vrede, 'n innerlike vrede oor ons hart en verstand. En hier is weer Filippense 4 vers 7, 'n innerlike vrede van God oor ons denke en ons emosies, dit wat binne in jou aan die gang is, 'n innerlike vrede in die Here, 'n innerlike vrede wat alle verstand te bowe gaan, wat groter is as ons verstaan, groter is as ons logiese, rasionele denke selfs. Die wêreld gaan sê, maar kyk jou omstandighede, jy moet stres. En ons sê nee, ons het vrede in die Here. Dit gaan verstand te bowe. Ander kan dit nie verstaan eers nie. Dis 'n vrede van God in ons, deur die geloof in Jesus Christus en deur die inwerking van die Heilige Gees. 'n innerlike vrede van God, wat groter is as uiterlike omstandighede. Geliefdes, hou vas aan die vrede van God, in hierdie storms waarin ons is. Om net saam te vat weer vinnig, die vrede van God is nie 'n uiterlike fisiese vrede nie. Is nie 'n wêreldse vrede nie. Is nie soos ons dit normaalweg verstaan nie. Elk geval nie in hierdie lewe nie. Wel na Christus se tweede koms gaan ons daai deel ook beleef. Maar intussen is ons in hierdie uiterlike stryd. Ons is in die tussentyd stryd met die wêreld, met mens, sondige natuur, bose, wat ons wil vervolg en wat ons wil laat lei. Die vrede van God is 'n innerlike vrede in ons harte en in ons verstand. 'n innerlike vrede, ten spyte van uiterlike omstandighede, probleme, moeilikheid, uitdagings en al hierdie tipe van dinge. 'n innerlike vrede van God, in God, met God, deur God. Innerlik. 'n innerlike vrede wat ons wel wil uitleef teenoor ander, natuurlik. Ons wil. Maar ons gaan dit nie terug ontvang van die wêreld af nie. Die wêreld gaan ons hanteer met die swaard. Ons moet dit verstaan, ons moet dit besef. Maar van ons kant af wil ons daai vrede, daai innerlike vrede uitleef teenoor ander. Geliefdes, die wêreld, die mense, die bose steel ons vrede. Steel ons vrede in die Here. Hulle doen dit deur uiterlike dinge, omstandighede, probleme en so meer. Hulle doen dit deur hierdie uiterlike dinge wat inwerk op ons lewens, en daardeur poog hulle om ons innerlike vrede ook te steel. Besef dit. Om ons te vul met angs, met vrees, met kommer, met twyfel en alle slegte denke en emosies. Besef dit. En ek wil sê reguit vandag, moet dit nie verder toelaat in Christus Jesus nie. Maar nie toelaat dat hierdie uiterlike dinge inwerk en ons innerlike vrede in die Here probeer steel nie. Hou vas aan die vrede van God. Die vrede wat ons het in God en wat hy vir ons gee. Dis daar. Besef dit weer. Neem dit op. Dank die Here daarvoor. En bly in die innerlike vrede ten spyte van die storms wat buite woed. Mag die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan,
oor julle harte en julle gedagtes die wag hou in Christus Jesus, ons Here. Amen.